'n toestand in jou brein. 1 Tessalonisense 5 verse 16 tot 18 sê: Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Almal wil geseënd wees, maar baie vergeet dat seën nie iets om jou is nie. Seën lê nie eerstens in jou bankbalans, besittings of status nie. Nee, seën is eerstens iets in jou. Dis 'n houding, 'n belewing, 'n toestand in jou brein. As jy geseënd voel, al het jy min, is jy inderdaad geseënd. Maar as jy ontevrede is te midde van luksus en voorregte, sal jy nooit seën beleef nie. Seën het eerstens te doen met aanvaarding en dankbaarheid, met vertroue, vreugde en vrede. Jou seën lê verder in jou liefde en verhoudings, jou kinders, in die Here se nabyheid en trou. Eers derdens gaan dit oor geld, gesondheid en uiterlike genot. Leer dus om dankbaar en tevrede te wees. Sê oorvloedig dankie, elke dag. Ja, sê jou seëninge en jy sal al hoe meer seëninge beleef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die vele seëninge in my lewe. Dankie vir die wonderlike wêreld om my, ten spyte van al die sonde en gebreke. Dankie vir die aanvaarding, goedheid en liefde wat mense teenoor my openbaar, op vele klein en groot maniere. Dankie vir my kosbare geliefdes. Dankie dat ek mag dien en liefde bewys. O, ek is geseënd. Amen. Die Here seën jou.